kom is het wel. Hoe krijg je het klein beetje arbeid, soos jy kan erin gaan doen. Ek wil vanoggend sommer net so 'n bietjie gesels in die breë oor 'n klompie bekende figure uit die Bybel uit. Aanvanklik het ek nie gedink ek gaan skrif gebruik nie, maar ons gaan ook 'n bietjie skrif gebruik later. Ek wil begin deur te praat van Moses. Moses wat in 2 huishoudings groot geword het, wat gevlug het omdat hy 'n moord gepleeg het, goedertrou. Moses wat met die Here geredeneer en sê, Here, ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie in staat om te doen wat U wil hê ek moet doen nie. En die Here het hom gesê, ek sal jou bewagtig. Moses wat die volk uitgelei het. Moses wat deur God opgerig was en gesê het, jy moet iets doen. Maar ook Moses wat nie die beloofde land kon binnegaan nie as gevolg van ongehoorsaam. Die feit dat hy moes praat met die rots sodat daar water kon uitkom. En in steede daarvan in woede, emosioneel slaan hy die rots en doen nie wat God van hom vra nie. En as gevolg van dit mis hy uit. Ons kyk na Lot wat gulsig was, wat sy lewelang die beter verkies het as Abraham om sê, kies jy. En toe sê God vir Lot en sy gesin, julle moet uittrek uit Sodom en Gomorra. Julle moet wegbeweeg en moenie omkyk nie. Nou sien ons dat Lot se vrou omkyk. En daar is 'n hele ander lang verduidelik maar op die môre gaan ingaan hoe dit moontlik kan wees dat sy in 'n soutpilaar verander het. Maar sy het in 'n soutpilaar verander, sy het omgekyk. Miskien omdat sy gewoond geraak het aan 'n leefstyl wat sy nou moet prysgee. Alhoewel daar sonde was, alhoewel daar ongeregtigheid was daar tog lekker ook gewees. There was comfort, security. Daar was mense. En jy moet dit wegstap van iets wat vir my onbekend is, wat ek nie weet wat die waarheid gaan wees. En sy kyk in ongehoorsaamheid kyk sy om. Ons kyk na Elia, 'n groot profeet van God, wat magtige dinge gedoen het. Dan sien ons dat Elia in 'n oomblik van swakheid, in 'n oomblik van twyfel, nadat hy die Baal-profete oorwin het, nadat hy 'n brandoffer wat die met water nat gegooi was, nadat hy dit in die brand laat steek het, deur God tot God te roep en te praat, nadat hy al die wonderwerke gesien het, hoe magtig God is, laat hy 'n vrou om op loop jaag, en homself twyfel, begin vrees hy by sy lewe. In 'n oomblik van swakheid. Ons kyk na Job, 'n man wat God gesê het, dis 'n man wat my dien, ek is trots op my diensknegt Job. Hy het 'n bekommernis gehad, het elke dag gebid vir sy kinders, want hy was bang dat dit het al gesondig en hulle mis die hemel, my weergawe. En toe verloor Job alles. Maar hy het geweier om God te vervloek en God te verwerp. Hy het vasgehou aan die God wat hy gedien het, wat hom van tevore gesien. En het was hom tot voordeel, hy is weer in 'n dubbele maat, is hy vergoed vir dit wat die vyand van hom weggevat het. Dan sien ons Dawid, man na God se hart, maar ook by 'n sintmens. Iemand wat groot veldslae oorwin het, baie mense oorloë gewen het vir God se volk. Dan sien ons in 'n oomblik van vreeslike swakheid, kry hy dwalende oog. Laat hy toe dat welis hom mislei, maar dan kom ook nie 'n prys. Maar nog steeds herstel God hom en noem hom 'n man aan my hart. Nog steeds gebruik God hom om die lineage, die geboortelyn van Christus, om hom deel te maak daarvan. Ons kyk na Jona. Jona wat rebelleer. Jona wat sê nee, ek gaan nie Ninive toe gaan nie. Ek gaan nie want daai mense is dit nie werd nie. Hy is veroordeel.
Hy's astrant, hy's arrogant, hy sê vir God, reguit nee, ek sien nie kans. En dan weet ons van die vis, die boot wat ons sink en die vis, en ons weet van sy besluit om dan om te gaan, om te doen, gehoorsaam te wees. Toe te laat dat God hom gebruik. Jy sien, God laat hom nie van stryd bring deur my en u planne, deur ons ongehoorsaamheid, deur ons koppigheid, deur ons redenasies nie. En die feit dat ek nie die Here dien nie, ek kom nie kerk toe nie, want ek stel nie meer belang nie, want daar sit te veel skynheilige mense in die kerk. Daar was nog meer goddeloose mense, skynheilige mense in Ninive gewees. Maar God het hoop gesien in daardie stad. Hy het geloof gesien wat nie in werking was. God sien geloof in kerke. Waar skynheilige mense sit. Waar ontroue mense sit. Waar mense sit wat sukkel met een of ander verslawing, wat sukkel met welis, met hebsug, met hoogmoed. Maar God het 'n hart vir daardie kerke. Want jy weet, daar is soveel goed daarin. Daar is soveel mense daarin met wie jy doen dit. Dan kyk ons na Josef, wat in die reg van die begin af nie baie gewild was onder sy familie nie, wat verkoop was, verwerp was, mishandel was in die tronk, versoekings, en al die dinge het op sy pad gekom en hy het dit weerstaan, ondanks sy omstandighede het hy getrou gebly aan God, en hy is verhoog, want God het 'n plan gehad met sy lewe, ondanks die negatiewe, ondanks die terugslag, het God 'n plan gehad met sy lewe om sy volk uit te red in tyd van droogte, want God het geweet, daar gaan 'n droogte kom, 'n hongersnood, en hy moet iemand in plek hê om voorsiening te maak. Miskien het God 'n plan met my en u vanmôre. Daar gaan dinge nie so lekker nie. Daar word ons verwerp, daar word ons beledig, daar word ons nie geag nie. Ons is maar net die volgende Joe. Maar God het 'n plan met my en u. God wil ons in 'n plek kry waar ons kan tot voordeel van sy koninkryk, van sy gelowige kinders, sy gehoorsame kinders kan wees. Want God weet wat lê voor. Ons lees en hoor van die wederkoms en ons hoor van die afval en ons hoor van die verskillende dinge, maar dit het nog nie gebeur, so ons gaan maar nog 'n bietjie aan. Ek het vanmôre vir julle sê, God is besig om manne en vroue, selfs tussen ons, op te rig en reg te kry en gereed te kry om 'n plek te wees dat wanneer daardie dag kom, daar uitkoms sal wees vir die gelowiges, die kinders van die Here, sodat hulle nie verlore sal gaan. Ons kyk aan Petrus wat gewandel het met die Here, Petrus wat die Here herstel het nadat hy hom verloor. En Jesus het hom gewaarsku en gesê, jy gaan my verloor. Hy het gesê, nooit Here. Hoeveel mense is daar nie wat sê, nee, ek dien nie Here, en ek sal nooit. Gebeur nie baie keer dat mense so 'n bietjie skaam is in sekere omstandighede om te praat oor die dinge van die Here, om te erken ek is 'n kind van die Here. Want miskien het ek iets gedoen wat nie lyk soos 'n kind van die Here. Miskien het my skuldig gemaak in iets wat nie pas by 'n kind van die Here nie. So nou bly ek maar so 'n bietjie stil. En elke keer as ek stil bly en versuim om te getuig en om in iemand se lewe iets 'n inspraak te maak, is ek 'n Petrus. Want Jesus verloor. I'm a Peter that doesn't deserve anything, but God decides to reinstitute. God het hom heraangestel. Maar hy sê vir Maria na die opstanding, sê hy gaan sê vir Petrus en die ander. So ondanks wat ons doen, en ek sê nie ons kan leef soos ons wil nie. As ons in 'n verhouding met Jesus Christus lewe en dit gebeur dat ons dalk vir Jesus verloon, dat ons dalk nie erkenning gee, dat ons dalk versuim, is Jesus bereid om ons te reinstitute, om ons
heraan te stel, op te rig uit daardie omstandighede. Dan sien ons 'n Thomas. 'n Thomas wat gewandel het met Jesus, wat al die wonderwerke gesien het, wat al die dinge ervaar het saam met die ander disippels, maar wat gesê het, ek wil sien. I want to experience firsthand. I want to see, I want to feel the holes in your hand. Baie keer is ons op daai punt, waar ons vir die Here sê, Here, ek wil eers oortuig word, voor ek kan glo. Maar ek weet nie, ek het al soveel gebid al, ek het al soveel gevra, daar het al soveel dinge, ek dien U, ek gaan gereeld kerk toe, ek bid, ek lees Bybel, maar die Here, die slegste dinge gebeur in my lewe. En ek kyk om en ek sien mense wat nie 'n verhouding saam met U nie, wat goddeloos leef, en dit gaan goed met hulle. My broer en suster, onthou vanmôre, die duiwel bring nie net sonde op jou pad nie. Hy bring nie net ongeluk op jou pad en siekte en dood nie. Hy bring ook voorspoed, want hy weet dat voorspoed jou gaan wegvat van God af. Ongelowige Thomas. Ek vra, maar ek het plan B in my hemsak, vir ingeval God nie tyd het, vir ingeval God nie wil nie, vir ingeval God nie kans nie, om my te doen wat ek wil doen. En jy is heeltemal reg, God gaan nie vir jou gee wat jy wil hê nie, God gaan gee wat jy behoeftes is. En dit verskil daarvan wat ek wil doen. Dis 'n groot verskil vanmôre. En daarom die titel van vanmôre se boodskap is, hoe lyk die sjabloon van jou lewe? Wie weet wat die sjabloon is? Ek het al gesê, so mag jy anders doen. 'n sjabloon is 'n template. Is 'n replika van iets wat jy kan aftrek, wat jy kan namaak, sodat dit dieselfde lyk. It's a template. And in this morning I'm asking the question, how does the schabloon of our life look? How does the template of our lives look? Ek moes onlangs myself daardie vraag vra. Want ek het in die spieël gekyk en ek het myself gehoor en ek het myself gesien en ek het besef dat my sjabloon lyk nie soos Jesus nie. En dit was my met 'n skok. Want ek besef dat ek gaan deur die motions en ek doen die dinge wat gedoen moet word en ek is so besig dat my sjabloon nie meer lyk na Jesus nie. 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heiligheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Ons sjabloon is Jesus Christus. Genesis 1 vers 26 het God gesê, kom ons maak mense na ons beeldenis. Met iets van ons in hulle. Nie in voorkoms nie, maar in geaardheid, in persoonlikheid. En wanneer ons hierdie dinge doen, en ek herhaal dit miskien vanoggend weer, maar wanneer ons dinge doen, nie net sonde nie, wanneer ons gewoontes aan vashou, wanneer ons dinge doen, of wanneer ons versuim, dan is dit so goed, jy blaas wasem oor die beeldenis van God wat in jou is. Mense kan dit nie sien nie. Dit raak 'n bietjie, ek kan nie lekker sien, wat is daar uit? Want jy sien dit wat ons doen, dit wat ons uitleef, dit wat ek sê, dis hoe klink. Maak daardie beeld onduidelik, was. My sjabloon is nie sigbaar nie. En miskien is dit wat wys, die template van my lewe wat wys, die replika wat ek nou lyk, is nie van Jesus nie. Dit lyk soos die wêreld.
sien, die Heilige Gees is voortdurend besig om ons te verander. Daardie stukkie, klaar my maar, ag wat ek gaan my doen met jou. Daardie stukkie onsekerheid, daai twyfel, wat ek dalk ignoreer, is die Heilige Gees wat my dalk opkeer. Baie keer lyk omstandighede en dinge so reg. En ek het so hard gebid en ek het so lank gewag en vertrou vir dit wat nou besig is om te manifesteer in my lewe. Maak seker dis van die Here af. Dat dit die Heilige Gees is wat jou dring en nie jou eie begeerte en die vyand. Want hy gaan nie die spaar nie, want hy wil nie hê ek en jy moet lyk soos Jesus. Of wees soos Jesus. Hy kom sê vir ons, jy is nie goed genoeg. Jy het dit nie inneem. Jy het al veel keer probeer. Ek gaan so 'n bietjie terug. Hoekom sal jy dit nou maak? As jy net iets doen, is net om te kyk wat ons laat jaag. Is net om te kyk wat verby is. Dis ek moet so klein is. As ek kom die windskerp so groot is, en al die tore en die goggans uit ons mond en ons oor en ons neus hou. En dis soos Jesus, waardeur ons kyk na die wêreld, sy Gees, wat ons beskerming beskik teen dit wat die routkiel en die goed wat op ons pad kom, dat ons veilig hou. Wanneer ek nie Jesus aangeneem het as ons redder, as ons ons sonde bely het, sê Here, ek bely môre my sondes, vandag my sondes, al het jy 20 keer, sê sê dit. Ek neem nie aan as my redder. Ek wil hê U moet die Heer neem van my lewe. U Gees moet my lei. Ek wil graag bewus wees van U Gees se inspraak in my lewe. Ek wil sensitief wees van hierdie oomblik af vir die Heilige Gees inspraak. Sien, dan sal die Heilige Gees aanhou om ons te help en te dring om heiligmaking, Efesiërs 4 en 5, heiligmaking na te streef. Want heiligmaking is wat Jesus was. Jesus was heilig. Die woord sê, wees heilig, want ek is heilig. Nou vir ons as mense is dit 'n baie moeilike proses. En dit is altyd volhoubaar nie. Maar daarom het God sy Gees gestuur vir my en u, sodat ons 'n sjabloon het, wat ons 'n gedagte kan hou, sodat ons kan probeer om in te pas in daardie prentjie. Om ons te dring om meer en meer heilig maak. Sanctification. You need to be sanctified by the Holy Spirit. Meer soos Jesus wil. Nie om te vervang, maar om saam met hom te regeer. Daar is 3 wyses om die beeld van God te verstaan. Die een is substantial, substantief. Relational, so loop ek dat. In ons verhoudingslewe. En in die derde plek, functional, functioneel. Dis die wyses waarin ons dit herken. Jy sien, terwyl die Heilige Gees met ons werk, verander hy ons natuur, ons geaardheid en ons hart. Jesus haal hierdie hart van vlees en klip uit my uit. En hy gee vir my hart van liefde, 'n hart van omgee, 'n hart van empatie. Dit beteken nie, ek lees soos 'n deurmaatjie nie, want dis wat die wêreld van my en u verwag, om soos 'n welkom maatjie by die kerkdeur te lê, en almal kom loop oor ons, en almal vee hulle voete aan ons af, en ons moet maar lê en sê, prys die Here. Nee, Jesus het dit nie gedoen nie. Hoekom sal ek dit doen? Dis hoekom het belangrik is om God se woord te ken. Dis hoekom het belangrik is om te weet wat God se woord sê, sodat ons met reg kan sê, sonder om te beklei en te stry en arrogant te wees, maar dat ons met reg kan sê, die woord sê. Sodat dit wat die wêreld en die mensdom teen my gooi, dat ek dit kan weerlê met God se woord, want daarteen kan niemand stry nie. Dis 'n waarheid wat niemand teen kan stry. Maar as ek nie kennis het daarvan, as dit so goed jy word beroof op straat,
En dan vertel jy vir die rower dat jy het 'n 9 mm pistool met 2 volmagasyne in jou kluis by die huis. Stel. Geen. Ek het 'n Bybel, want ek het 'n klomp Bybels. As ek nie weet wat hulle kom, dit is mooi. Ek is gaal oor 'n Bybel. Ek hou van 'n mooi Bybel. Nie alle vertalings, maar ek hou van 'n mooi Bybel. Die Bybel is op my lekker, ons kry dit op die foon en deesdae, maar jy kan nie jou foon rykie so dit wat in jou sak is. Ek weet, maar as ek 'n Bybel, as ek 'n boek oopmaak en ek ry so, dan ry jy, daar is niks wat dit klop. En ek kan hom voel, en ek kan hom ervaar, en ek kan terugblaai, en ek kan werk, so ek kan onderstreep, en ek kan byskrifte maak, maar dit is nie 'n sonde om in jou Bybel te skryf. Jy sal nie hou toe gaan nie. Hierdie is papier. Dis van geen waarde nie, ons kan 4 maak die meesters nog gaan draai na. Wie nooi my? Hoe jy sit kan dit nie van wat af môre. Nee. Dis papier moet letters op. Maar dit wat daar staan, die woord is kragtig. Dis soos salfolie, dis soos die nagmaal. Die simbole beteken niks. Maar dit wat dit teenwoordig, dit het krag. Dit het krag. Dan kom ons by 'n deeltjie, wanneer ek begin verander, wanneer ek moet lyk na die sjabloon van Jesus wat waarin ek moet pas. I must be traceable. Ek moet daar kan inpas. Dan moet ek kyk na, daar's 'n paar moeilike dinge, ek gaan 'n paar, dis nie almal nie, maar daar's goed soos nederigheid en gehoorsaamheid. Hy is 'n moeilike man. Ons ouers het ons 'n stukkie nou stuk te leer nog steeds. Gehoorsaamheid. Selfopoffering. Selfbeheersing. In die daglikse lewe. En daar sal nog 'n paar goed wees. Galasiërs 3 vers 20, die vrugte van Galasiërs 3 vers 20, ons Jesus kom. Ek is met Christus gekruisig. Kan jy dit vanmôre sê? En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee. Ek wil jy moet hier sê, Galasiërs 3 vers 20, onthou hom, ek gaan lees hom weer by die huis, en maak hy besluit. So Here, ek wil vandag die vlees, die vleeskas van my, wat ek vanmôre wil ek hang in die kind simbolies. Ek wil hom vir u gee, sodat u hom kan verander, dat ek kan lyk soos u. My geaardheid, my natuur, dit wat in my hart is, dit wat in my gedagtes is, van my denke word my dade, en my dade word my legacy. Galasiërs 5 vers 22, want jy sien, die oomblik wanneer ek begin lyk na die sjabloon van Christus, dan sal dit sigbaar word. As ek kerk toe kom, as ek Bybel lees, as ek Halleluja liedjies sing, as ek die straathoeke staan evangeliseer, nee, wanneer ek die vrugte van die Gees in my lewe, Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, liefde, nie so iets en drukkies nie, liefde, omgee. Ek hoor wel 'n geskokkende ding, van iemand wat iets doen, en ek sê, maar die mens is besig om 'n monster te skep, wat daar gaan byt, onder die vaandel van liefde, blydskap, is ek nie hier erg nodig. Het jy al dokter as mense loop in die winkel op, kyk, hulle sit net so smile op hulle dial, van hulle oomblik as jy sien, ek weet nie hoekom hulle oor besig so te leef, so moeilijke woord sê. Maar vir die oomblik, en ek het die sonde, allemaal is gefokus, ja, ek moet goed dit ook, ek moet ook dit doen. Het is allemaal bezig. Waar is ons kies? Ek is die papier, ek is die woord. Vrede, langmoedigheid. Wie sit op al dan, kom, wie is eerlijk. Kan nie ek alleen wees. Vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.
Sagmoedigheid beteken nie, en goedheid beteken ook nie, ek moet alles weg nie. Maar die Bybel sê, as ek weet om goed te doen, en ek doen dit nie, is dit 'n sonde. En sagmoedigheid beteken nie, ek moet nou maar daar, loop maar nou. Want mense is gauw om 1 Korintiërs 13 oor die liefde aan te haal en te sê, kyk daar, jy is liefdeloos, jy is veroordeel. 'n kollega kan ek sê, 'n mede-prediker het die ander dag iets geplaas op 'n publieke platform. En onmiddellik het die dame hom aangevat. En sy het hom beskuldig daarvan dat hy veroordeeld is en. En toe sê iemand, wonderlik, stem saam daarmee, jy doen presies dit waarvan jy die persoon beskryf. Jy oordeel, jy veroordeel. As ons mekaar vermaan, oordeel ek jou. As ek vir jou sê, jou hare is jy mekaar, jy lyk nie netjies, is dit nie omdat ek dan die weet beter nie, omdat ek 'n vendetta teen jou het nie, dis omdat ek jou wil help om netjies te lyk, sodat ander mense nie aanstoot neem wanneer hulle jou teenwoordig kom. Ons moet die vrymoedigheid hê om mekaar te kan vermaan in liefde. Om mekaar dinge te sê for the betterment of the other person. Nie om kritiek te lewer of om beter te doen. En dis nie ons werk om heeldag net so te loop met 'n vinger en te dink ons kan almal vermaan. Want as die vermaaning terugkom, is dit nie so lekker nie. En dan moet jy bereid wees om dit te kan vat en jy moet kan sê, Here, dit sit 'n baie, dis soos daai jersey wat jou man of jou gebrei het. Nou wil jy ook weer aantrek, maar jy het dit jy groter geword. En nou trek hy nou nie so lekker nie, jy weet, as jy hom vooraf trek, is hy agter te hoog en anders. Nou wys jou naaltjie. En dis hoe vermaning is baie keer, dis 'n ongemaklike wees. Hy sit nie lekker. Hy sit nie lekker nie, en dan wil ek hom nie hê nie. Ek het gekry een keer, en ek moes gesê, Here, help my goeie om te sien wat ander mense sien. En dit het gehelp. Want hoe kon ek iets doen aan my? Omdat as ek my vererg, as ek my opruk, en ek begin dink aan jou foute. Wie is jy om vir my te sê? Jy, daar, die oomblik as ek begin, dan vergoeilik ek dit wat ek mee sukkel. Dan raak ek blind daarvoor. Maar die oomblik as ek gou eers wag, voor ek vir die ander vertel, van sy goed, dan krijg ek geleentheid dat die Heilige Gees my kan help van my natuur, my hart. En dit is moeilijk. Veral as jy die vinnig is in die lewe. En jy ons word vinnig. Ons is voorkarretjies, ons vat gauw. Kom net so vroeg en as ons aan die gang, dan loop ons intenties. Ek is nog baie langmoedige mens, vraag my vrou. My geduld is so lang soos my kind. Sy naam. Ek sluit af. Ek vraag môre die vraag, hoe lyk die schabloon van jou lewe môre? As mense jou sien, en ek kyk na die schabloon van Jesus, die beeld van Jesus, die replika. Is daar genoeg raakpunte en kan sê, ons herken Jesus in daardie persoon. Nie oor jou praat en oor jou doen moet doen, maar oor jou lewe, oor wie jy is, oor hoe jy dinge, hoe jy konflik hanteer, oor hoe jy teleurstellings hanteer, oor al die dinge, want dis die vraag wat ek myself moes vraag in die onlangse verlede. Hoe lyk jou schabloon? En hy het goed geleid. I need to turn the page over and say, Lord, draw it again. Because I doesn't. Ek lyk nie soos ek moet nie kwijt. Ek klink nie soos. Want jy sien wat gebeur is, en ek wil net, ja, ek sit af. Al predikers sê, voor my preek nog 15 minuten. Die probleem is die oomblik, wanneer ons begin om heiligmaking na te streef, en wanneer ons hierdie dinge wil doen, wanneer ons wil reg lewe, dan kom die vyand, en hy kom maak jy bewus van 'n klomp goed, wat jy omkrap, en hy kom en hy maak jou besig, want hy laat jou glo dat jy nie gaan maak nie. Hy laat jou stillig voel, omdat jy stil sit. En daarom het ek en jy nie tyd vir die Here nie. Want die Here sal ons verstaan.
Ons moet werk, want hoe wie lewe so duur. Ek wil môre weer sê 1 Petrus 5:7, werk jou bekommernis op hom, hy sorg vir jou. Daar is 'n gedeelte wat Matteus was en wat sê dat hy sorg vir die lelies van die veld, die voëls, die visse. Ek wil te weet wat iets van hom in ons het. Dat gaan nie altyd goed. En sê wat God nie lief is vir ons. Want die lewe is ons maar wat ons self maak daarvan. Maar ons moet versigtig wees om nie te besig te raak. En as ek baie besig raak, moet ek gou vir 'n oomblik, net gou vir 'n oomblik gaan stil en ek sê, Here, help my net gou hierso om na hierdie prentjie te kyk. Is dit van U af wat my so besig hou? Is dit binne U wil? Is dit deel van die sjabloon wat ek moet inwees? Of is ek 'n bietjie besig om oor te loop, ek pretend iets wat te vol gemaak is, dan vorm het heel iets aan die prentjie aan deel verbring. Ons is so besig om soveel bronne dat ons baie keer dit nie agterkom. En hoe meer dit hier druk, en hoe meer dit daar druk, probeer ons opvang en aan die kant maak, en ons kry dit nie reg nie, en dan verval ons in depressie, en dan verval ons in allerlei geite en emosionele dinge, wat ons kelder en wat ons laat optree op maniere, wat ons nie laat lyk soos die beeld van Jesus, wat nie die vrugte van die Gees in ons lewe sigbaar maak. En ons gaan baie dankie. Dat ons môre net op verkom met ons stil, Here, al die voorbeelde in die Bybel, Here, ons is baie keer in Elia, ons is baie keer in Dawid, dalk in Josef, ons is baie keer in Thomas, of in Moses wat met Eren en Meer stryde. Ons is baie keer so verlore, Here, ons nie weet wat te gaan. Maar Here, ons vra vanmôre weer dat die Heilige Gees ons elke dag, elke oomblik sal help om meer en meer te omvorm na U wil. Here, om meer en meer soos U te lyk, Here, dat ons sal lyk soos die sjabloon van ons lewe, soos ons moet lyk, soos Jesus Christus. Vader, ons dankie vir daardie kosbare voorbeeld. Dankie vir U woord, Here. En wat 'n vorm ons het ook al het op ons beskikking, Here. Dankie dat ons dit weet om te gebruik, om te leer, om wysheid te kry. Om meer en meer soos Jesus te wees. Dus dankie in die dag, Here, vir vrede, vir liefde, Here. En gee dat ons so oorvloedig sal vrugte van die Gees sal draai, Here, dat mense sal kom om van die vrugte van ons te kry. Geniet die prijs. En dankie daarvoor, vir die voorrecht wat nie te kan doen.